Daar sal nou 'n spesiale item wees. Dit is lied 2419. Ek staan op die Jordaanse val en laat my oë gaan oor berg en songedekte veld waar spoedig ek sal staan. Ons sal rus in die skone blye taal, net hier oor Galilea-se Jordaan, sing die lied van Moses en die Lam, en
Ons sal rus in die skone blye dag, net hier oor kan die aardse Jordaan, sing die lied van Moses en die land, en woon met Jesus ewig saam. My siel vervul met hemelsvrees, wil hier nie langer bly. Deur die Jordaan wil ek liefs gaan, al dek die golwe my. Ons sal rus in die skone blye dag, net hier oor kan die aardse Jordaan, sing die lied van Moses en die land, en woon met Jesus ewig saam. Ons laaste lied is ons themalied. Hy is agter op die program. Lied 420. Dit is, ons is byna thuis, of net oor kan die berge. Lied 420 in die boeke, as julle sukkel om te kry. Net oor kan die bergen die hand wat waag, net die skone Godsdag en sy naam verhoog. As ons moe is, vrede oor die bergplein gaan, sien ons reeds die einde van ons lewensweg. Ons is byna thuis, ons is byna thuis, sien die lig wat stil van die koepels daal, sien die luister wat uit aan die stadspoort staan, ons sal spoedig deur die goue strate gaan, oor die enge stemme waar die tempel staan, ons is byna thuis. In die dag van Abraham is die stad verwacht, met die goue strate sonder dood of nacht, en vervoerend sien ons Jezus skone glans, en die jaspers wierig deur die hemelglans. Ons is byna thuis, ons is byna thuis, sien die lig wat stromend van die koepels daal, sien die luister wat uit aan die stadspoort staan, ons sal spoedig deur die goue strate gaan, oor die enge stemme waar die tempels staan, ons is byna thuis. Die bloede sal allemaal gaan wat nagetoon, die Jesus glo in Gods gebeine
sy weer terugkom, roep hy ons is byna thuis, ons is byna thuis, sien die lichtbaan stromend van die koepelstraat, sien die luister wat uit elke stadspoort straat, ons sal spoedig deur die goue strate gaan, waar die engels met van die tempel staan, ons is byna thuis. Ons spreker vir vanaand is Heinrich Viljoen. Sal jy 'n bietjie meer vertel oor jouself? Moet ek 'n bietjie meer vertel van myself, Ja, okay? ek neem jou regtig te introduce nie. Toe maar, ek stop. Sjoe. Ja. I said myself introduce, okay. Dus ek maak daar reg, ja, dan kan ek uit my program uit daar gaan. So my naam is Heinrich Viljoen, ek is van Adventiste Wêreld Radio Afrikaans en vir die laaste jaar en dis nou my maand, so tekens 5 maande, 7 maande is ek nou daar betrokke en ek het begin van die jaar oorgeneem as die algehele radiobestuurder van Adventiste Wêreld Radio Afrikaans. Dus kom die vlaag wat julle hier buitekant sien is spesifiek om sê dis Afrikaans, want ons fokus op Afrikaans. So dis waar ek betrokke is, dis waar so die Here my geplaas het en ek is baie dankbaar vir die voorreg wat ek het om daar te kan wees. Voordat ons gaan begin, kom ons sluit net ons oë. Here, dankie. Toe ons gekyk het hoe dit gelyk het, gister het ons gedink dit gaan nooit plaasvind nie. Ons gaan dalk nie eens 'n kamp kan hê nie, maar U het op 'n manier alles saamgebring en daarvoor wil ons sê dankie. Maar nou wil ons stil raak en soos klein Samuel sê, spreek Here, U diensknegte luister. Praat met ons harte vanaand in Jesus naam. Amen. Geseënde Sabbat. Kan julle dink die Sabbat is hier? Die hele week het ons nou uitgesien hier daarvan die radiostasie se kant af om hier te wees en Sabbat saam met julle te kan spandeer. En dit is vir ons baie lekker om dit te kan doen. Okay, wie ken hierdie volgende ene? Inky Pinky Ponky. Daddy had a donkey. Donkey died, Daddy cried. Inky Pinky Ponky. Wanneer het ons dit gespeel? Ja, ek praat nou nie hoe oud jy was as jy dit gespeel het nie. Wanneer het ons dit gespeel? Wanneer jy 'n keuse moes maak, wie's aan, of wie gaan eers tel, of wie is die ene wat nou eers die ding moet doen, maar Hinkie Pinkie Ponkie is wat ons gespeel het om te kies wie die een moet wees wat aan gaan wees. En dit was die kinderdae. Lekker, vol met pret, en toe word ons oud. En ek sien nie meer die kleiner kinders speel dit nie, ek weet nie as hulle 'n nuwe rympie het wat hulle doen nie, maar dit is wat ek kan onthou. Maar weet julle wat? Baie keer speel ons Inky Pinky Ponky wanneer dit kom by wie ons wil kies om erns te wees. Sonder om die woorde self te sê, wil ons sê, wel ek dink daai persoon is goed waar hy moet wees en ek dink daai ene moet daar wees. En dit is asof God geweet het hoe ons dit gaan doen. Want regdeur sien ons, hy is die een wat kies. Maar baie keer is dit ons wat kom en sê, Here, ek wil eerder kies. Soos, kyk nou wat doen hy. Hy kies vir Judas Iskariot. Sou julle Judas gekies het? Sou julle? Ons sê nou nie, wat dink bietjie daaraan? Hy was 'n geleerde man, hy was 'n Jood gewees, hy het kennis gehad van hoe alles moet werk, en so kom hy en hy stel homself voor. Maar ek sou nie gekies het nie. Wie weet? Ek mag dalk die Inky Pinky Ponky gespeel het daar en hom gekies het. Maar Jesus kies hom om deel te wees van die oorspronklike 12 disippels. Maar dan wat van Aaron?
sou julle Aaron gekies het? Dink mooi. Hy is die een wat al die goud bymekaar gemaak het, in die oond gegooi het, en toe wonderbaarlik kom daar 'n goue kalf uit. Sy woord aan Moses. Maar ons weet wat hy gedoen het. Hy het gegaan en hy het gesê, bring die goud, dit gesmelt, en toe het hy 'n gegote kalf vir hulle gemaak. Sou julle werklik waar vir Aaron wou kies? Sien, ons verstaan nie altyd hoe God kies nie. En baie keer memoreer ons oor God se keuses. Hierdie naweek praat ons oor ons pad na Kanaan toe. En weet julle wat? Die pad na Kanaan toe is nie maklik nie. Ons skriftuur kom uit Judas 1, Judas het nie eintlik baie hoofstukke nie, soos die enigste hoofstuk in Judas, maar ons gaan lees vers 5, vers 10 en vers 11. Luister mooi wat sê dit. Maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal, dat die Here, nadat hy sy volk uit Egipte land gered het, daarna die wat ongelowig was, omgebring het. Maar hierdie mense belaster, dit is vers 10, alles wat hulle nie ken nie, en alles wat hulle, soos redelose diere, op natuurlike wyse verstaan, daardeur gaan hulle te gronde. Wie hulle, vers 11, want hulle het die weg van Kain bewandel, en omloon hulself in die verleiding van Biliam gestort, en in die verset van Korag omgekom. Ken julle vir Korag? Ek gaan julle vanaand bietjie meer vertel wie Korag was. En ons gaan uit Korag se verhaal kyk, hoe moet ons voorberei vir ons Kanaan? Want ons almal wil hemel toe gaan, reg? Ons almal wil ons tuiste daar hê. Maar kan dit dalk net wees dat ek soos Korag is en die hemeltuiste kan misloop? So, hier's ouers hier. Is dit lekker as die kinders memoreer? Nee, dis nie lekker nie. As hulle teepraat. En ek het baie keer gewonder, gaan ek ooit die geleentheid hê om vir my seentjie te sê, hy mag nie teepraat nie, want my ma het vir my baie gesê. En my pa het my boude vuurwarm geslaan. Ok, ek slaan hom nou nie vuurwarm nie. Ek het daar maar 'n bietjie beter maniere al gekry. Maar soms moet jy maar die vyf boeke van Moses toepas. Jy het nie ander keuse nie. Maar wanneer daar gememoreer word of 'n rebellie ontstaan tussen God se mense, dan is daar gewoonlik 'n vaste rede of 'n verskoude agenda. Nou wanneer dit 'n vaste rede is, dan kan jy nog daarmee werk en jy kan weet hoe om die situasie te hanteer. Maar die probleem is, wanneer daar 'n verskoude agenda is, dan is dit moeilik. Want jy dink dit is wat dit is, maar dan kom jy agter, dit is dalk nie wat dit moes wees nie. Want agter verskoude agendas is daar altyd 'n selfsugtige begeerte na roem en eer. Absalom byvoorbeeld. Absalom wou sy pa se plek neem. Hy kom met 'n verskoude agenda. Hy praat met almal daar wie hy ken. Hy vertel al die mooi stories net om die troon oor te neem. Wat van Adonia? Ook Dawid se seun. En hy probeer die troon te neem terwyl hy goed weet dat die troon aan Salomo behoort. En dan in Lukas 22 vers 44 kry die disippels stry onder mekaar oor wie die beste is, wie die grootste is, wie die volgende plek moet neem. En selfs in die Nuwe Testamentiese kerk, volgens 3 Johannes, die 9 en die 10de vers, vind ons daar was die wat in alles eerste wou wees, maar nie wil luister na raad wat gegee word deur die apostel nie. Die mees belangrikste plek vir ons om te wees, is daar waar God dit vir ons beskik het om te wees. Die belangrikste aspek is nie die status nie, maar ons getrouheid aan God se roeping. Ek gaan dit weer sê. Die mees belangrikste plek vir ons om te wees, is daar waar God dit vir ons beskik het om te wees. Die belangrikste aspek is nie die status nie, maar ons getrouheid aan God se roeping. So ons kyk na die skriftuur en in vers 5 herinner die skrywer ons dat hy wil hê ons moet dink aan wat in Israel gebeur het. Hulle kom uit Egipte uit. God verlos hulle, hy bring hulle na die beloofde land toe, maar op pad daarna toe is daar 'n probleem. En ons vind hierdie probleem opgeskryf in Numeri hoofstuk 13 en 14. Nou kom ons kyk.
Numeri 14 vers 4 sê vir ons, en hoor, dit is hulle woorde, en hulle sê vir mekaar, laat ons 'n hoof aanstel en na Egipte teruggaan. Waarna toe is ons op pad? Hemel toe, reg? Maar wat gebeur wanneer die dinge moeilik raak? Wat is die maklikste om te doen? Dit was lekkerder daar gewees. Dit was makliker daar gewees. Ek sê julle nou, ek weet ek is op pad Kanaan toe, maar dis bietjie moeilik. En dis presies wat hulle doen. Hulle kyk terug na hulle verlede toe en hulle sê, ons sal eerder teruggaan. En dit net omdat daar 'n negatiewe verslag was oor die beloofde land. Ons word vertel dat Josua probeer het om die volk moed in te praat en hulle te oortuig dat God oorwinning sou gee. Maar hulle het hulle harte en hulle gedagtes klaar gerig op die negatiewe kant van die saak. En hulle het so ver gegaan om klippe op te tel, om vir Moses, Aaron, Josua en Caleb te stenig. Want hulle was ontevrede oor wat gesê is. En omdat die volk nie geglo het dat God hulle die oorwinning sou gee nie, word die volgende gesê. Numeri 14, vers 20 tot 24. Toe sê die Here, ek vergewe volgens jou woord, maar so waar as wat ek leef en die hele aarde van die Here se heerlikheid vol sal word, al die manne wat my heerlikheid en my tekens gesien het, wat ek in Egipte en in die woestyn gedoen het, en my nou al 10 maal versoek het en na my stem nie geluister het nie. Hulle sal die land nie sien wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het nie. Ja, almal wat my verag het, sal dit nie sien nie. Maar my knegt Caleb, omdat hy 'n ander gees in hom was en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het en sy geslag sal dit in besit neem. Omrede hy geglo het. En dan kry ons vanaf hoofstuk 14 af 5 wette. Ons kry die wette oor die grond en dankoffers. Ons kry die wette oor moedswillige sondes en dan ook oor sondes wat nie moedswillig gedoen was nie. Ons kry ook die wet wat gesê word oor die straf van die Sabbat en dan ook 'n bevel om 'n teken aan die klere te maak. En na al hierdie dinge beskryf is, dan vind ons iets wat gebeur het in hoofstuk 16. Seker die mees hartseerste verhaal van alles op pad na Kanaan toe. Wat gebeur? 3 manne kom in opstand. En dit wil eens voorkom dat al die manne saam met nog 250 manne na Moses en Aaron toe gekom het. Maar later, as jy dit deurlees, sien jy dat Datan en Abiram nie daar was by die eerste keer wat hulle by mekaar gekom het nie. So, Korach kom met die 250 manne na Moses toe. En wat doen hulle? Eerstens wat ons moet besef, hierdie 250 manne was manne van naam. Dit was manne wat bekend was, is manne wat gesiene was binne die laar. En nou kom hulle en hulle stel hulle voor Moses. En in Numeri 16 vers 3 sê hulle die volgende: dit is nou genoeg, want die hele vergadering, hulle almal is heilig en die Here is in hulle midde. Waarom verhef julle jou dan oor die vergadering van die Here? Die hele vergadering, dit wil sê, almal wat by die grens van Kanaan nou net gestaan het. Almal wat nou net gesê het, hulle kan nie in die beloofde land ingaan nie, nou is hulle almal skielik heilig en die Here is in hulle midde. Volgens wie? Volgens hulle. Nie volgens God wat gesê het, ek het hulle geheilig nie, nie volgens Moses of Aaron nie, nee. Volgens hulle, hoe hulle gesien het. En ek sit om te dink, hoe ons vandag hierdie selfde konsep uitleef. Dis maklik om te kyk na jouself en sê, hey, ek's goed, nee. Ek's heilig. Ja, oké, ek het dalk hier en daar so 'n paar geraamtetjies binne in die kas, maar ek weet dat ek oké is. Daar's niks aan my wat kan verander word nie. En hoe maklik is dit om verkeerd met reg aan mekaar te sit.
Jesaja 5 vers 20. Wie hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. En baie keer is dit dat ons weet wat reg is om te doen, maar eerder stil bly, want ons hou daarvan om aandag te kry. Ek weet, ek moet eintlik hierdie doen. Ek weet, hier gaan dit baie moeilik raak. Maar weet jy wat? Hierdie groep wat aan hierdie kant staan is meer en hulle hou van hoe ek dink en wat ek sê, so ek sou dalk oor hierdie een ding stil bly, want ek wil daarom maar gesien wees. Ek wil daarom maar erken wees. 'n Jong seun staan tydens kerkseisoen in 'n besige winkelgangetjie. Trane wat loop en hy roep, Mama, ek sien nie my mamma nie. En mense kom verby gestap en hulle sien hom daar, kry hom half jammer, en as van die wat vir hom begin om geld in sy hand te plaas. En so kom daar toe 'n skoonmaker verby, en sy sien hom en sy sê vir hom, seun, ek weet waar jou mamma is. En hy kyk op en hy sê, ek weet ook, bly stil. Hoekom? Hy kry die geld in die sak. Maar is dit nie baie keer wat ons doen nie? Ons is jammer, maar ek hou van wat ek kry. So, moenie daai sê nie. Nee, wag, daai wil ek nie hoor nie. Maar ek is op pad na Kanaan toe. En dit is die probleem vandag. Luister wat word geskryf in Patriarge en Profete, hoofstuk 31, bladsy 361. The divine rebuke is upon that false sympathy for the sinner which endeavors to excuse his sin. It is the effect of sin to deaden the moral perceptions so that the wrongdoer does not realize the enormity of transgression. And without the convicting power of the Holy Spirit, he remains in partial blindness to his sin. It is the duty of Christ's servants to show these erring ones their peril. Those who destroy the effect of the warning by blinding the eyes of sinners to the real character and results of sin often flatter themselves that they does give evidence of their charity, but they are working directly to oppose and hinder the work of God's Holy Spirit. They are lulling the sinner to rest on the brink of destruction. They are making themselves partakers in his guilt and incurring a fearful responsibility with his impenitence. Many have gone down to ruin as a result of this false and deceptive sympathy. Hoeveel keer het ek nie stil gebly as ek sien iets is verkeerd nie, want ek wil dalk 'n goeie vriend bly. Ek wil dalk net op 'n ander manier help. Ek weet wat reg is, ek weet wat moet verander, ek weet waar ek eintlik behoort te staan, maar sê nou net. En wat hartseer is in die verhaal van Korag is dat hy en sy familie gekies was vir 'n belangrike taak. Hulle was die draers van die heilige voorwerpe. Korag was die seun van Jesar, wat die seun was van Kehat, en Kehat was die seun van Levi, volgens Numeri 16 vers 1. Nou luister, wie was Kehat? In Numeri 4 vers 15 lees ons, en eers nadat Aaron en sy seuns by die opbreek van die laar, klaar is met die toemaak van die heiligdom en van al die gereedskap van die heiligdom, moes die seuns van Kehat kom om dit te dra. Maar hulle mag nie aan die heilige dinge raak nie, sodat hulle nie sterwe nie. Hierdie dinge is dit wat die seuns van Kehat moet dra van die tent van samekoms. So Korag was self deur God gekies om 'n draer te wees van die heilige voorwerpe van die tabernakel. Maar in sy hart wou hy meer gehad het. Hy wou die hoëpriester wees. En hier kom hy, die voorbok, saam met 250 ander manne en hulle beskuldig vir Moses en Aaron dat hulle is waar hulle is as gevolg van hulle. Nie wat hulle saam met die volk gestaan het en hierdie kant gesê het, ons kan nie ingaan nie. Nee, Moses en Aaron, julle is die rede hoekom ons nie in ons beloofde land kan ingaan nie. Maar Moses veg nie terug nie.
Hy luister na wat gesê word. En in plaas daarvan om iets terug te sê, lees ons die volgende. Hy val op sy aangesig neer en dan spreek hy die vergadering toe. En dis wat hy doen. Numeri 16 vers 4 tot 11. En toe Moses het hoor, het hy op sy aangesig geval en hy het met Korag en sy hele bende gespreek en gesê, môre vroeg, dan sal die Here bekend maak wie hom toebehoort en wie die heilige is. En wie hy na hom toe laat naderkom, wie hy uitkies, sal hy na hom laat naderkom. Doen dit. Neem vir julle 4 panne, Korag en sy hele bende, en gooi daar môre 4 in en lê daar reukwerk op voor die aangesig van die Here. Dan sal die man wat die Here uitverkies die heilige wees. Dit is nou genoeg, kinders van Levi. Verder het Moses aan Korag gesê, luister tog, kinders van Levi, is dit julle nie genoeg, dat die God van Israel julle uit die vergadering van Israel afgeskei het, om julle na hom te laat naderkom, om die dienswerk van die Here se tabernakel te verrig en te laat staan vir die vergadering om hulle te dien nie. En hy jou laat naderkom het, en jou broers, die kinders van Levi, saam met jou, dat julle nou ook die priesterambt begeer. Daarom, jy en jou hele bende is mense wat teen die Here vergader, want Aaron, wat is hy, dat julle teen hom memoreer? So 2 keer spreek Moses die kinders van Levi aan. Die eerste keer sê hy, dit is nou genoeg. Dis asof Moses hulle waarsku. Julle weet baie goed wat gebeur het met julle eie familie wat vreemde reukwerk in die heiligdom ingebring het. Wie was dit? Aaron se 2 seuns. Hulle weet baie goed wat daar gebeur het. En dan sê hy vir hulle, luister tog, julle is al reeds 'n baie belangrike taak gegee. Julle is al reeds deel van iets wat gedoen moet word, en nou wil julle God se keuse bevraagteken? 2 keer wys Moses vir die kinders van Levi hulle sonde uit. Maar ondanks dat dit uitgewys is, wil hulle nie verander nie. Nou, hoe het Moses geweet van Dathan en Abiram? Ons weet nie. Maar ons weet wel hoe die 2 manne gevoel het oor Moses. En jy kan dit gerus lees in Numeri hoofstuk 16, vers 12 tot 14. Na die woordwisseling het Moses genoeg gehad. En hy daag vir Korag en sy bende uit, om hulle saak nou voor God self te kom stel, die volgende môre by die ingang van die tabernakel. Nou hier is iets interessants. Dit wil voorkom dat Moses vir die manne gesê het, dit sou reg wees om met hulle 4 panne voor God te kom. Maar dit was eintlik die teenoorgestelde. Hy vra hulle om die volgende oggende te bring met die hoop dat hulle sou herbesin en sou besef waarmee hulle besig is. Moses het nooit gesê dat dit reg was dat hulle 4 panne moes bring nie. Eerder, hulle moes self besluit as hulle God wil oortuig dat hulle die regte manne is vir die werk. Nou hier is nog 'n interessante een. Moses sê vir hulle eintlik, as julle dink, julle is die wat dit moet doen, kom self voor God. Ek gaan dit nie vir julle doen nie, want ek weet wat God gesê het gedoen moet word. En dit is die gevaar van misleiding. Dit wat nie reg is nie, klink nou reg, omdat iemand wat staan vir wat reg is, iets uiter wat dit maak klink, dat jy dit mag doen, wat nie gedoen mag word nie. Ek gaan dit weer sê. Dit wat nie reg is nie, klink nou reg, omdat iemand wat staan vir dit wat reg is, iets uiter wat dit laat maak klink, dat jy nou mag doen, wat nie gedoen mag word nie. Verstaan ons wat ek sê? Hoor julle? Want dit is hoe 'n boodskap soms oorkom, en jy luister na en jy sê, hy sê eintlik ek mag dit doen. Maar ek het dan gelees, dit mag nie. En dis presies wat hier gebeur het. William Walsh, 'n wetenskaplike van Illinois, het 'n merkwaardige opmerking gemaak rakende die musikant Ludwig van Beethoven. Beethoven het homself vergiftig. Het julle dit geweet? Ek het dit nie geweet nie tot ek hierdie gelees het. Maar hoe vergiftig jy jouself sonder dat jy besef dat jy gif inneem? So wat hy gedoen het, is hy het 'n ontleding gedoen van Beethoven se liggaam en agtergekom dat daar 100 keer meer lood in sy liggaam was
as wat daar normaalweg moes gewees het. En die vermoede is dat Beethoven vergiftig is deur 'n minerale bron wat hy dikwels besoek het om te ontspan. En die einste ding wat ontspanning gegee het, het ook sy dood beteken. En dit is wat misleiding doen. Jy luister daarna, jy dink is reg, jy bly daar binne-in, en jy weet nie, dit is eintlik dit wat jou doodmaak nie. Want dit lyk tog reg, dit lyk gesond, dit lyk goed. Maar jy is so vasgevang in wat jy dink wat reg is, dat jy nie besef dat jy verkeerd is, voordat dit soms te laat is nie. En dit is wat met Korach gebeur het. Hy was so vol van homself, dat hy nie besef het dat hy verkeerd mag wees nie. Selfs toe Moses hom gewaarsku het. En helaas, die volgende môre kom Korach met die hele vergadering by die tent aan. So mislei was hulle, dat hulle nie eers hulle eie foute kon raak sien nie. In plaas daarvan om verheug te wees oor die werk wat aan sy familie toevertrou was, wou hy meer hê. En met die dat hy meer wou gehad het, het hy die sonde van die volk nie aangespreek nie, maar eerder hulle almal daar laat vergader om te wys dat hy beter weet. God sal hom aanstel as die volgende geestelike leier. Weet julle wat is hartseer? Dis presies wat vandag nog gebeur, wanneer ons onsself van God af onttrek en van sy plan af. Hy weet wat die plan vir ons lewe is. Hy weet waar hy ons wil hê, maar wat doen ons? Ons volg ons eie plan. Weet jy wat? Ek is dalk goed hier, maar nee, dis nie waar ek wil wees nie. Of ek vra vir God om my te wys waarom hy wil hê, maar nee, dit is nie eintlik waar ek wil wees nie. Ek wil eerder my eie kop volg. God moet net bykom en dit maar net regmaak. Wat het Satan gedoen? Satan het gekom en gesê, ek wil wees. Soos wie? En ons moet versigtig wees dat daai eienskap nie ook in ons gevind word nie. Op pad na ons hemelse Kanaan, moet dit nie wees van ek weet hoe om hierdie oorlog te voer nie. Ek weet hoe om Satan te staan nie. Ek weet al die dinge nie, want ons weet nie eintlik nie. Ek het die een aand ervaring gehad, wat ek binne in 'n kamer geslaap het, by tannie wat my Engels gegee het. Maar daai spesifieke aand gaan die ligte in die gang af, en ek sien iemand verby beweeg, en ek dog, dis die oom wat na sy kamer toe gaan. En ek lees so rukkie in die bed, en die volgende oomblik is daar klop teen die muur. En ek sê van, hierdie is snaaks. Seker my kop wat stamp, want daar's 'n boekrak agter my. En ek vat my kop, ek stamp so 'n bietjie, nee, maar ek klink nie dieselfde nie. Die klop kom hier van die muur af, ek lê so, en ek hoor wat klop. En ek dog wel, weet jy wat? Kom ek maak net seker wat aangaan. Dalk nie beste ding om te doen nie, maar ek begin praat met hierdie geklop. En soos wat ek praat, word die klop al hoe harder, tot op die punt waar dit kom en ek sê, ek weet wie jy is, jy's 'n demoon. En die klop raak al hoe harder, ek sê, okay. En ek begin een vers na die ander ene aan te haal en te sê, maar dis wat dit moet wees, en weet julle wat antwoord daai ding my? Ek ken dit alles, jy kan my niks leer nie. En ek word ijskoud. Hoeveel keer dink ons weet? Hoeveel keer dink ons kan oorwin? Weet julle wat my uitgehaal uit die ding uit? Deur om daar te lê en te sê, Here, ek kan nie teen hom veg nie, jy moet oorneem. Woep, daar gaan die lig aan. Ek stap uit, sitkamer toe, daar sit die oom nog. Ek sê van, dis niks. Gaan klop aan die hoofslaapkamer, daar is die tannie. Ek sê, maar die ligte was so net af, ek vertel haar die hele verhaal. Sy sê, hoeveel keer is dit, ons dink ons weet om die geveg te doen, maar ons weet nie eintlik nie. Want ons wil dalk so Satan wees, homself bo God verhef. Manne en vroue wat vertrou word met die uitneemlike verantwoordelikhede, maar nie 'n vaste verhouding met God het nie, sy invloed is die teenoorgestelde van waarheid, geregtigheid en regverdigheid. En in plaas daarvan dat ons aandag gegee word aan die werk wat gedoen moet word,
word daar eerder gefokus op ander aspekte wat tyd en aandag wegneem van die werk wat ons moet doen. Ons word gewaarsku. Hierdie kom uit Testimonies to the Ministers and Gospel Workers, bladsy 79. The perils of the last days are upon us. Satan takes the control of every mind that is not decidedly under the control of the Spirit of God. Some have been cultivating hatred against the men whom God has commissioned to bear a special message to the world. Het julle gehoor wat sê sy? Wat wil Satan hê ons moet doen? Het julle van my predikant gehoor? Julle dink julle sin is erg, laat ek julle vertel van my predikant. Het jy hierdie Sabbat gesien hoe ons hoofouderling optree? Daai hoofouderling weet nie wat hy doen nie. Nee, hy moenie in sy pos wees nie. Ek sê julle nou. Terwyl ons eintlik Jesaja 58 moet uitleef en die mense buitekant gaan bereik, wat doen ons? En hier sê sy, dis presies wat Satan wil hê ons moet doen. In plaas daarvan om die werk te doen, is ons eerder besig om die mense wat hy daar dalk geplaas het, en ek sê dalk, want ek weet nie as hy gedoen het of nie gedoen het nie, maar hulle is daar. En dan moet God hulle gebruik. En dis presies wat hier gebeur het, is nou kom Korag, Datum en Abiram met 250 manne, en hulle probeer om te sê, hulle moet nie daar wees nie. Numeri 16 vers 28 tot 33 sê vir ons wat daarna gebeur. Toe sê Moses, hieraan sal julle weet dat die Here my gestuur het om al die werke te doen. Dat hulle nie uit my eie hart is nie. As hierdie mense sterwe soos alle mense sterwe en met die besoeking van alle mense besoek word, dan het die Here my nie gestuur nie. Maar as die Here iets nuuts skep en die grond sy mond oopmaak en hulle verslind met alles wat aan hulle behoort, en hulle lewendig na die doderyk afdaal, dan sal julle weet dat hierdie manne die Here verag het. En toe hy al die woorde klaar gespreek het, skeer die grond wat onder hulle was, en die aarde het sy mond oopgemaak, en hulle verslind saam met hulle huisgesinne, en al die mense wat aan Korag behoort het, en al die goed. So het hulle dan met alles wat hulle sin was, lewendig na die doderyk afgedaal, en die aarde het hulle oordek, en hulle het omgekom uit die vergadering. Nou ek sou dink dit sou genoeg wees om hierdie 250 manne te laat maak besef dat daai 3 manne eintlik die fout was. Want Moses het vir hulle gesê, dit is wat kan gebeur, maar nee, dis nie genoeg nie, hulle bly waar, hulle staan, hulle sê, ons sê nog steeds, dit is julle skuld. En wat gebeur? Numeri 16 vers 35 tot 38 sê, 'n vuur het uitgebreek tussen hulle, en hulle almal het doodgebrand. Nou, hoe verstaan ek hierdie? Die Bybel sê duidelik, in Numeri 16 vers 35, dat die vuur van die Here afgekom het, want sê, toe het 'n vuur van die Here uitgegaan, en die 250 man verteer wat die reukwerk gebring het. Maar dis nie al nie. Die volgende dag, na al die dinge gebeur, kom die hele volk nou teen Moses en Aaron op, en hulle sê vir hulle dat hulle die skuld is, hoekom daai manne dood is. En weer vertel die Bybel vir ons, dat God 'n plaag onder die volk ingestuur het, en 14.700 mense het gesterf. Dit het gekos dat Aaron tussen die volk in hardloop met sy vuurpan, om die plaag te stop. Nou ek het 'n probleem. God is 'n God van liefde, reg? Reg? Nou, hoe kan 'n God van liefde so iets doen? In die beskrywing van die ark en die vloed, is die volgende aanhaling uit Patriarchs and Prophets, bladsy 101. Love, no less than justice, demanded that God's judgments should put a check aan sin. So kom ons kry die beeld reg. Mense wat voorgee dat die liefde van God op een of ander manier enige aanspreeklikheid oor sonde verwerp, sou dit nou sonde in hulle midde wees of die sonde in die wêreld wees, weet soveel die onderwerp as die mannetjie op die maan.
Hoor julle wat ek sê? As ons aanhou om sonde goed te keer, is dit net sowel ons kan praat oor die mannetjie op die maan. Want die dag van God se oordeel gaan kom, as ons nou daarvoor gereed is, of nie. Ek is op pad na my Kanaan toe, wat beteken, daar gaan 'n oordeel kom. Maar dit kan net nie waar wees nie. God tree mos nie so op nie. Dit was die God wat die aarde laat oopskeer het nie. Dit was die God wat die vuur uit die hemel laat neerdaal het, of vuur tussen hulle laat uitkom. En dit kan net nie wees nie, want God is 'n God van liefde. Hoe kan 'n God van liefde dit doen? Dit was hulle eie keuse gewees. Hulle het dit oor hulle self laat kom. Al wat God gedoen het, is hy sy hand van beskerming weggevat. Kan dit wees? Want ek het hierdie gehoor. Hierdie is teologie wat rond versprei word. Dit is hoe God optree en ek kan dit nie. Is ons seker dat dit nie God was wat dit gedoen het nie? Luister weer na die aanhaling. Love, no less than justice, demanded that God's judgments should put a check on sin. Om Freddy vergewe my as hierdie baie naby in die huis kom. In 2012 ry my ma deur hospitaal toe. Sy kom terug by die huis en sy sê niks vir ons nie. Ons weet net sy was hospitaal toe. Paar weke daarna is ek besig om die kar skoon te maak. En ek kom op die kaartjie af. Sy het 'n spesialis gaan sien. Daar's iets ontdek wat baie swaar is in die bors. Paar weke daarna maak hulle dit vir ons bekend. Sy het borskanker. As God 'n God van liefde is, hoe kan hy dit toelaat? Come on! Dis was 'n God van liefde. Sy het gesond geëet. As ek in die huis aangekom het, het sy daar op die stoel gesit, sy het haar Bybel oop gehad, sy het gebid, sy het gelees, sy het hom so lief gehad. Hoe kan hy dit toelaat? Nee, dit kan net nie wees nie. Dit kan nie. Ek stap die eendag uit van my kamer af. My ma is besig om wasgoed op te hang en die volgende oomblik stort sy in een. Is dit 'n God van liefde? Daai oomblik voel dit nie so nie. Want ek kan dit net nie indink nie. Ek gaan sit by die klavier en ek begin te speel. Enigiets wat op my brein kom, ek begin net te speel. En dit is asof dit daar vir my die kalmte gegee het. Asof daar die hele toneel verander het, want lied nommer 250, wat ek hierdie naweek met julle ernstig sal deel, deur om dit te speel. En die geskiedenis wat daar uitkom. En die man vra ook, dien ons 'n God van liefde? Regtig? Ja, ons doen. Want ja, ek my ma op 'n baie jong ouderdom verloor, jong vir haar. Maar dit was 'n rigtingverandering. En dit is 'n God van liefde wat ons toelaat om verlies te ervaar. Om toe te laat dat ons tot die besef moet kom dat ons niks wat ons doen, ons kan red van dit wat aan die kom is nie. Daar's niks
wat ek kan doen om die toekoms te verander nie. Behalwe om soos Paulus te sê, ek roem op niks anders behalwe die kruis nie. Gaan dit moeilik wees? Henksel, dit was moeilik. Om daai lyding te sien, om te sien hoe sy deur dit moet gaan en elke keer te vra, maar waar is God? En dan tot die besef te kom. Hy is nog steeds daar. Te afgegaan. Ek gaan julle nog 'n storie vertel. Hy is net gebore. En hulle kom na my toe en hulle sê vir my, ongelukkig moet ons hom in ICU toe vat. Daar's iets fout. Sy asemhaling is nie reg nie. Hulle sit hom in die ICU, hulle kom met al die stories daar van wat die fout kan wees, hulle doen later dan scans en goed. En hulle lê met al daardie pypies daar binne in sy bed. En ek staan daar by sy bed met my oë toe en ek sê, Here, ek weet dis 'n God van liefde, maar daai klein pap babietjie verdien dit nie. Waar is U? En terwyl my oë toe is, voel ek 'n hand wat hier so aan my skouer vat en ek maak my oë op en daar's niks om my nie. Dit is God se liefde wat ons toelaat om verlies te ervaar, om toe te laat dat ons tot die besef moet kom, dat niks wat ons doen, ons kan red van dit wat aan die kom is nie. Behalwe hy self nie. En dit is omdat ons hierdie gedagte het, dat God nie ingryp in die dinge wat om ons aangaan nie, dat dit gaan soos wat dit vandag gaan. En ek is jammer om te sê dat die teologie daar buite is, maar dit word gesê, God straf nie, God doen nie dit nie, maar weet julle wat, hy moet dit soms doen. Nie omdat hy uit is om te sê, ek wil jou seermaak nie, maar omdat hy wil sê, verander van rigting. Met die grond wat oopgegaan het, het God nie hulle gestraf nie, hulle het gekies om teen hom te gaan, en God kon nie anders as om te sê, plaas die checkmark en sê, ek kan nie laat julle verder gaan nie, maak oop. Want julle het gekies. En toe daar 250 manne daar aankom, moes hulle uitroep gewees het, toe hulle dit gesien het, nee, kom ons verander van rigting, ons kan nie dit doen nie, wat doen hulle? O nee, ons gaan maar hier staan en sê, ons is heilig, en ons dink ons is heilig, en God sê wel, ek is jammer. Julle het die keuse gemaak, nou moet ek my oordeel uitvoer. Want hulle het nie verander nie. En vir die res van die volk, moes hulle na dit uitgeroep het, verander van rigting. Maar hulle het nie. Wat van ons? Patriarge en Profete, bladsy 403 en 404. Do not the same evils still exist that lay on the foundation of Korah's ruin? Pride and ambition are widespread, and when these are cherished, they open the door to envy and a striving for supremacy. The soul is alienated from God and unconsciously drawn into the ranks of Satan. Like Korah and his companions, many even of the professed followers of Christ are thinking, planning and working so eagerly for self-exaltation that in order to gain the sympathy and support of the people, they are ready to pervert the truth, falsifying and misrepresenting the Lord's servants, and even charging them with the base of selfish motives that inspire their own hearts. By persistently reiterating falsehood and that against all evidence, they at last come to believe it to be truth, while endeavoring to destroy the confidence of the people in the men of God's appointment. They really believe that they are engaged in a good work, verily doing God's service. God weet wie hy plaas, waar hy hulle plaas, om diensbaar te wees vir hom. En ons weet wat ons roeping is. Ons weet waarna toe die Here ons gelei het. Ons weet wat hy deur ons wil doen, want ons lees in 1 Petrus hoofstuk 2, die 9de vers, maar julle is 'n koninklike priesterdom om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbaarlike lig.
Hy kon deur Moses na Aaron die volk leer wat sy ware karakter is. Want sien, Moses was bereid geweest om keer op keer vir die volk in te tree. En keer op keer was Moses die beeld van wie Christus vir ons is vandag. En Aaron wat bereid was om bevele te volg. Ja, 'n handomkeer van die man wat bereid was om 'n goue kalf te maak. Hier was nou 'n man wat die beeld van Christus is in die hemelse heiligdom. Wanneer hy huiwer nie om sy vierpand te neem en tussen die mense deur te hardloop om versoening te doen vir hulle nie. Al het hulle dit nie verdien nie. En net so kom Christus tussen die mensdom. Hy kom wandel tussen die plaag van sonde wat die mensdom besig is om te vernietig. En hy sterf van 'n houtkruis. Hy sterf in my plek. Al verdien ek dit nie. En vandag roep hy my tot 'n heilige priesterdom en hy kies self. Maar hy kies die wat bereid is om sy plan vir hulle lewens te volg. Vandag het ons die kans om te sê, ek wil nie deel wees van Korag nie. Ek wil nie deel wees van die wat memoreer teen die wat die Here gekies het nie. Ek wil fokus op my werk. Want ek is op pad na my hemelse Kanaan. Na my hemelse tuiste. So hoe gaan ons dit doen? Daniël 9 vers 4 tot 19 is 'n baie mooi gebed. Luister hierna. En ek het tot die Here my God gebid en belydenis gedoen en gesê, ag, Here, grote en gedigte God, wat die verbond en die goeie tierenheid hou, vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Ons het gesondig en verkeerd gedoen, en goddeloos gehandel, en in opstand gekom, en van u gebooie en die verordeninge afgewyk. En ons het nie geluister na die knegte, die profete, wat in die naam gespreek het, tot ons konings, ons owerses en ons vaders, en tot die hele volk van die land nie. Aan u, Here, kom die geregtigheid toe, maar aan ons die beskaming van die aangesig soos dit vandag is, oor hulle ontrou wat hulle teen u begaan het. Here, aan ons kom toe die beskaming van die aangesig, omdat ons teen u gesondig het. By die Here onse God is barmhartigheid en vergewing, want ons het teen hom opgestaan en na die stem van die Here ons God nie geluister om te wandel in sy wette, wat hy deur die diens van sy knegte, die profete, voorgehou het nie. Maar die hele Israel, en mag ek hier insit, selfs ons wat vanaand hier sit, asook die hele wêreld, het u wet oortree en afgewyk, deurdat ons nie na u stem geluister het nie. Daarom is die vloek en die eed oor ons uitgestort, wat geskrywe is in die wet van Moses, die knegt van God. Want ons het teen hom gesondig, en hy het sy woorde in vervulling laat gaan, wat hy oor ons gespreek het, en oor ons rigters wat ons bestuur het. Deur groot onheil oor ons te bring, en onder die ganse hemel nie gebeur het, soos in Jerusalem nie. Soos in die wet van Moses geskrywe is, al die onheil het oor ons gekom, en ons het die aangesig van die Here onse God nie om genade gesmeek, deur ons te bekeer van ons ongeregtighede, en ag te gee op u waarheid nie. Daarom was die Here wakker oor die onheil, om dit oor ons te bring, want die Here onse God is regverdig, by al sy werke wat hy doen. Maar ons het nie na sy stem geluister nie. Nou dan, o Here, onse God, wat die volk uit Egipte land met 'n sterke hand gelei het, en vir u 'n naam gemaak het, soos dit vandag is. Ons het gesondig. Ons was goddeloos. O Here, laat tog volgens al die geregtigheid, u toorn in die grimmigheid van die stad Jerusalem, u heilige berg afgewend word. Want om ons sondes en die ongeregtighede van ons vaders ontwil, is Jerusalem en die volk 'n voorwerp van versmading vir almal rondom ons. Hoor dan nou onse God, na die gebed van die knegt en na sy smekinge, en laat ter wille van die Here u aangesig skyn oor die heiligdom wat woes lê. Neig u oor, my God, en hoor, open u oë en aanskou ons verwoeste plekke en die stad waar u naam oor uitgeroep is. Want nie op grond van ons geregtigheid werp ons smekinge voor die aangesig nie, maar op grond van die groote barmhartigheid. Here, hoor. Here, vergeef. Here, merk op en doen dit. Vertoef tog nie om u ontwil, my God. Want u naam is oor die volk en u stad uitgeroep.
Wat 'n mooi gebed is dit nie. 'n Gebed om te erken en te sê, ek wil 'n omdraai maak. Ek wil rigting verander. Ja, ek dink ek was eintlik op pad na Kanaan toe, maar ek besef nou ek was eintlik op pad na 'n ander plek toe. Ek wil weer omdraai om Kanaan toe te gaan. Want ons is so naby. En dan dink ons dit gaan nou maklik gaan? O nee. Nou gaan dit moeilik raak. Nou gaan ons besef, ons is in die grootste stryd nog ooit. Maar weet julle wat ons dan kan doen? 'n Dogtertjie kom by haar ma, Mama, ek wil blou oë hê. Ag, my dogtertjie, jy moet maar gaan bid daarvoor. En sy gaan bid en sy sê, Liewe Jesus, ek wil asseblief blou oë hê. En so die jare verby gegaan en sy het gedink, God wil net nie gebede beantwoord nie, maar tog bly sy in sy diens en sy word 'n sendeling en sy gaan na Indië toe. En sy kom in Indië en sy sit daar so in 'n restaurant, alles wat sy gedoen het, werk nie en sy is moedeloos en sy wil onmiddellik al haar goed pak en terug gaan huis toe. En met die kom daar 2 manne langs haar en hulle sien sy is neergedruk en hulle vra wat aangaan en sy vertel hulle wat sy wil doen. En die een man kyk haar in die oë en hy sê vir die ander man, haar oë is bruin. Ons kan haar vertrou. En as gevolg daarvan kon sy die evangelie versprei. Mag ons versigtig wees om nie iets te wil hê wat ons nie nodig het nie. Om iemand se pos te hê wat dalk nie ons in is nie. Mag ons die volgende gebed bid. Handelinge 4, vers 24 tot 30. En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê, Here, U is die God wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daarin is gemaak het, wat deur die mond van die knegt Dawid gesê het, waarom het die nasies gewoed en die volke nietige dinge bedink. Die koning van die aarde het saamgestaan en die owerheids het saam vergader teen die Here en teen sy gesalfde. Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met die heidene en die volke van Israel vergader teen die heilige kind Jesus wat U gesalf het, om alles te doen wat U hand en die raad vooruit bepaal het om te laat plaasvind. En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan die diensknegte om met alle vrymoedigheid U woord te spreek. Here, gee ons dat hier by mekaar gekom het hierdie naweek, die vrymoedigheid om van hier af uit te gaan. Nie om bekommerd te wees oor wie in posisies geplaas is waarmee ons nie saamstem nie. Oor wie die volgende persoon gaan wees wat dinge moet gebeur nie. Maar Here, gee my die vrymoedigheid om hier uit te gaan en U woord met alle vrymoedigheid te spreek. Ek hoop dis ons keuse vanaand. En ek wil julle nooi om saam met ons lied nommer 415 te sing. En ons gaan die eerste, die derde en die laaste vers doen. Maar wanneer ons by die laaste vers kom, gaan ek die klavier vra om dit baie saggies te speel. En ons gaan daardie laaste vers as 'n gebed sing. En ek wil hê julle moet hoor mooi kom daai woorde deur wanneer ons besef, ja, die Here se koms is naby, maar ons moet verander. Volk verwacht,
vertel jou wonder, as jou reik na beter dae, spoedigheid is sy genade, kyk hy kom, ja, Jesus kom, Jesus kom, hy kom en luister, om te eer voor lig en duister, hy sal kom, ja, Jesus kom. Kom ons bid saam. Here, U het ons gekies om die waarheid te vertel aan die wat nodig het om dit te hoor. Maar Here, ons het tot die besef gekom dat daar soms 'n Korag, 'n Nathan en 'n Abiram is binne in ons, waar ons in plaas daarvan om die werk te doen, eerder gefokus het op die wat die werk doen. En baie keer, Here, het ons dinge gesê wat eerder kon gebly het. Here, mag dit wees dat ons nie meer sal fokus op waar U mense plaas nie, maar dat ons sal toelaat dat U ons plaas waar U ons nodig het om die werk te doen. Help ons om te fokus, om getrou te bly aan U roeping in ons lewens. En Here, voltooi die goeie werk wat U in ons begin het, tot op die dag van die voltooiing. 'n Naam wat magtig is, om ons van struikeling te bewaar en ons sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel met gejuig. Aan die alleenwyse God, ons verlosser, kom toe die heerlikheid, majesteit, krag en mag, nou tot in alle ewigheid. En almal het saam gesê, Amen.